Kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Here Jesus Christus, U is die soewereine God. Deur U is alles geskape. Of het nou trone is, of domeine, of owerhede, of magte. U het alles geskape. En U is soewerein oor alles. En ons sê vir U vanoggend dankie. Dankie dat ons hier kan sit vanmôre. Omdat ons keuses vir U wil maak. En keuses vir U gemaak het. Ons vra dat as ons U woord bestudeer vanoggend, dat U ons diepste wese sal aanraak. En dat ons nuwe en vars keuses vir U sal maak. En dat U ons nuwe krag sal gee, nuwe moed sal gee, dat U ons oë sal oopmaak om te besef en te sien wie U is in U soewereiniteit en in U almag. Baie dankie, Here, dat U ons onderrig deur die Heilige Gees. In Jesus se naam. Amen. So ons bestudeer, dis die derde studie oor die brief wat Paulus vir die Christene in Kolosse stuur. Ons het gesê, Paulus het daai brief geskrywe terwyl hy in huisarrest was, in Rome, waarskynlik vasgeketting aan 'n Romeinse soldaat. Dis hoe hulle dit gedoen het daai tyd. Hy het toegang gehad tot skryfmateriaal, hy kon skrywe, dis waarvan hy baie van die briewe geskryf het, en hy kon enige besoeker ontvang. Hy was nie daaraan beperk nie. Ons sien die brief van Kolosse is geskrywe tussen 60 en 64 na Christus. En verder sien ons dat die stigter van die gemeente in Kolossense of in Kolosse is nie Paulus nie. Hy was nog nooit daar gewees nie. Maar wel Epaphras. Epaphras word soms genoem Epaphroditus. Dieselfde persoon. Dit was 'n huiskerk wat in Kolosse was, aan wie hy skrywe. Nou Paulus was besoek deur Epaphras. In gevangenskap in Rome het hy vir Paulus kom besoek. Want Epaphras was verskriklik bekommerd oor dit wat besig was om in die kerk in te kom in Kolosse. Dat 'n klomp leringe ingekom saam in die Christendom. Net soos vandag. Ons word gered, elkeen van ons, op verskillende vlakke in die lewe, en dan kom ons by mekaar met al die maniere hoe ons dink, hoe ons groot geword het, hoe ons geleer is en wat ook al, kom ons by mekaar. Met 'n hele mengelmoes van hoe ons dink die Here aanbid moet word. Daarom doen ons hierdie studie, om onsself uit te sorteer. En dit is waarom Paulus toe hierdie brief skryf, omdat Epaphras vir hom gesê het, daar's 'n klomp sektariese gedagtes en idees wat inkom, daar is dwaalleringe. In die Engelse kommentare lees ons dat die doel van hierdie brief is to deal with the Colossian heresy. En wat dit moeilik maak is, Paulus het nie die leerstelling, die vals lering, of die sektariese lering, of die kultiese lering, het hy ongelukkig nie genoem, en het dan geantwoord nie. Hy het in die vloei van sy brief, spreek hy dit aan, en daarom sien is dit nie so maklik raak nie. Nou, wat in die kerk van Kolosse was, soos ek vir jou al gesê het, is sinkretisme. Sinkretisme beteken 'n mengelmoes van gedagtes en van beginsels wat uit Judaïsme uitkom. Daar was 'n sterk Judaïstiese invloed.
En daar was Griekse denke onder die mense, onder die Christene, wat hulle ingebring het. Net soos ons vandag in die godsdienst, die Christen godsdienst, baie Griekse denke kry. En dan was daar natuurlik heidense gelowe, wat idees en gedagtes wat ingekom het, en wêreldse ideologieë. Skrywers sê dat die begin van gnostisisme het daar begin. Eers na so 100 jaar het gnostisisme eers as 'n denkrigting bekend geword. Gnostisisme kom van die woord gnosis, en dit beteken spesiale kennis. En gnostisisme leer dat jy spesiale kennis nodig om gered te kan word, en het spesiale kennis nodig om te kan aangaan met die Here en om die Here te plesier. Mens kry dit onder baie Christenbewegings. Ons kom uit 'n beweging wat vir mense gesê het dat jy hierdie nodig het om verder te kan aangaan. As jy dit nie het nie, kan jy nie verder aangaan nie. Dit is 'n trend van gnostisisme. En as jy die Here wil plesier, moet jy so en so doen. Dis gnostisisme. Nou, ons praat nie van agnostisisme nie, want ek het laas dit nie vir jy duidelik gemaak nie. Agnostisisme is heeltemal iets anders as gnostisisme. Agnostisisme beteken dat jy erken daar's 'n God, maar dat die God ongeken is, of ongeken kan word. Jy kan hom nie ken nie. Terwyl ons weet, die God van die Bybel is kenbaar, hy maak homself openbaar, hy wil geken wees, en hy wil geken word. Nou, Kolosse, as ons net kan kyk na die kaart, was naby 2 dorpe, Laodicea en Hierapolis, in Turkye. So dit is waar Kolosse was, is in Turkye. In ons eerste 2 studies het ons basies hoofstuk 1, vers 1 tot 12 gedek. Ons doen nie 'n ekstensiewe studie oor Kolosse nie. Ekstensiewe studie nie. Ons hanteer net hier en daar aspekte terwille van ons studie, anders gaan ons vir baie maande besig wees. Ek wil graag net u aandag daarop vestig. Hoofstuk 1, vers 3 tot 6. Sê Paulus, wat is belangrike boublokke of effek van die evangelie? Wat moet die effek wees van 'n verhouding met Jesus Christus? Hy deel sommer daarmee heel in die begin, omdat dit verskriklik belangrik is. Hy noem dit daar, vers 3 tot 6, praat hy van geloof, liefde, hoop. En dan praat hy van die effek van die evangelie moet ook wees, daar moet sekere vrug in ons lewens wees, daar moet 'n sekere resultaat of effek wees van die waarheid. Ons kan sê, ons bestudeer die waarheid hier, maar die toets lê daarin, dat die vrug in my lewe moet spreek van die waarheid. En hy noem dit hier in die begin, geloof, liefde en hoop. Dan het ons laas gesien, dat Paulus het vir hulle presies gesê, wat bid hy vir hulle? Wat bid hy vir hierdie kerk wat vol sinkretisme is? Ons gaan nie nou weer daarna kyk in detail nie, ek gaan net hier en daar ietsie uitlig om u geheue te verfris. Hier in vers 9, laat ek vers 9 saam met u lees. For this cause we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you. Hy sê ons hou nie op om te bid nie. And to desire that ye might be filled with the knowledge of his will in all wisdom and spiritual understanding. As ons verstaan dat Paulus vir die gelowiges bid, dan sien ons wat moet ons bid vir mekaar en vir ander gelowiges. Hy bid hier hoofsaaklik, hy sê dat julle gevul mag word met die kennis van sy wil. En laas keer het ons mekaar gesê, daai woord kennis is die woord Yoda,
en dit beteken ervaringskennis, persoonlike verhoudingskennis. Jy weet, ons kan iemand ken by name en miskien sy autobiografie lees, wat wel gebeur as ons die woord lees, maar dan ken ons hom nog nie, dan ken ons hom teoreties. Maar die oomblik as jy te doen het met daai persoon en persoonlike ervaringskennis het van daai persoon, dis daai tipe kennis wat ons hiervan praat. So Paulus sê hierso dat jy gevul mag word met die kennis van sy wil. Met ander woorde, hy sê dat jy en ek, want daai woord wil is die woord rotson. So hy sê dat ek en jy sal groei in ervaringskennis in ervaringskennis om by ons doel en betekenis uit te kom. Jy weet, ons kan praat oor rotson, daai wil wat hy daarvan praat in vers 9. Ons kan praat oor rotson en dit is dat God homself aan my wil openbaar, elke dag ander facet van hom wil openbaar, aan wie hy is, aan my persoonlik, en dan wil hy wil homself openbaar in my en deur my aan die skepping en die skepsels om my. Ek kan dit aframmel en die theorie sê, maar Paulus sê ek bid dat julle dit sal ervaar, dat julle met ervaring hom sal leer ken, en dat julle sal ervaar hoe hy homself aan julle openbaar, en dat julle sal ervaar hoe julle die Here Jesus Christus se karakter en sy natuur aan die skepping en skepsels om julle weergee of deel, dat het 'n ervaring sal word. Dis verskriklik belangrik wat hy hier bid. En dit is iets wat ons vir mekaar voortdurend kan bid. Dat hierdie studie oor Kolossense nie net 'n studie sal wees nie, maar dat ons die ervarings, verhoudings, 'n verhoudingservaring met die Here sal hê in ons nuwe insig wat ons hier leer. Ok, dan vers 10 gaan hy aan wat hy sê, wat hy bid. Hy sê, I pray that ye might walk worthy of the Lord unto all pleasing. Ok, so hy sê, ek bid dat julle waardig, met waardigheid sal wandel, en dat julle 'n plesier, aangenaam is die woord vir daai to all pleasure, aangenaam, dit beteken dat jy ordentlik met goeie maniere sal optree teenoor ander mense. Dit moet die effek wees van my verhouding met die Here. Hy sê verder, being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God. Ek gaan nou nie aandag aan alles gee nie, ons doen dit hersiening. Daar sê hy weer, hy praat daarso van, hy sê, and increasing in the knowledge of God. So hy sê, ek moet voortdurend, u en ek, moet toeneem in ervaringskennis. Met ander woorde, ek moet toeneem in my verhouding met die Here Jesus. My verhouding moet nie stagneer nie. My belewenis en ervaring met hom moet toeneem. Dis 'n voortdurende proses. Want daai woord, kennis wat hy daar gebruik, weer knowledge, is die woord yoda, wat praat vir 'n intieme verhouding met hom. So ek moet toeneem in my intieme verhouding met die Here Jesus Christus. Dis wat Paulus bid. Dan sê hy in vers 11, strengthened with all might, according to his glorious power, unto all patience and long suffering and joyfulness. So hy sê, as 'n effek, jy weet, ek kan vir u vertel, ek het 'n nuwe ervaringskennis met Jesus gehad, ek het hom aangeraak, hy het my aangeraak, het is wonderlik om die Here Jesus te ken, dis goed, want dit kan nie geverifieer word nie. Ek kan enigiets kwytraak. Ok, hy sê, die effek moet wees, strengthened with all might, having patience, long suffering and joy. So my ervaring, die feit dat ek die Here Jesus aanraak op 'n daaglikse basis en nuwe openbarings van hom kry, kan niemand verifieer nie, maar wat hulle wel kan sien is, hulle kan sien, is there strength and might in his life, patience, long suffering and joyfulness. Ek het laas weer gesê, daai woord strengthened en die woord with all might, daai woord might, is die woord koak en die woord OZE in Hebreëus. Met ander woorde, daai koak is the beginning of strength.
Koak krag is the beginning of strength. Van daaraf gee die Here vir ons al die krag wat ons nodig het. Die Bybel onderskei tussen verskillende soorte krag, maar die moederkrag, die moederbord waarvandaan die krag kom, is koak. En die koakskrag is vir my om myself, my ou mens te oorkom. OK. Right. Strengthened with all patience, long-suffering and joyfulness. Nou ons almal weet wat is patience, long-suffering and joyfulness. Ek wil net 'n opmerking maak oor die joyfulness. Die evangelie van Jesus Christus en die goeie boodskap dat Jesus Christus gekom het om my vry te maak en die mag van sonde in my te breek, is veronderstel om my vol vreugde te maak, met vreugde te vul. Met ander woorde, aangesien ek 'n voortdurende ervaring met Jesus Christus het, soos wat Paulus bid vir ons, moet die effek daarvan vreugde wees, nie depressie en neerslagtigheid en swaarmoedigheid en brommerigheid en happerigheid en beneugdheid nie. Die effek moet een wees van geduld, lankmoedigheid en vreugde. Nou wat baie belangrik is, wat ons al gesien het en wat u self gesien het, u en ek kan nie probeer om meer geduldig te wees nie, probeer om meer lankmoedig te wees nie, probeer om vreugdevol te wees nie. Daarom het Paulus dit gekoppel aan 'n verhouding, ervaringsverhouding wat voortdurend toeneem in Jesus Christus. My ervaring met die persoon van Jesus Christus moet die effek hê in my lewe van geduld, lankmoedigheid en vreugde. Ons vind dit gedurig dat Christene die sektariese, kultiese idee het van jy moet probeer om te word soos Jesus. Dit is nie 'n Bybelse beginsel nie, dit is nie Bybels nie. Wat jy moet probeer is, jy moet elke dag by die Here Jesus uitkom, en ek ervaringskennis met hom het. Die effek daarvan is geduld, lankmoedigheid en vreugde. Dis wat Paulus, daarom praat hy in al twee verse, in vers 9 praat hy van hierdie kennis, en vers 10 praat hy van toename in kennis. Daarom praat hy daar spesifiek van die woord kennis wat ervaringskennis is, persoonlike interaksie met hom is, daai kennis. Ons het laas keer, as ek reg onthou, in vers 12 het ons geëindig, en hy het gepraat daar, so ek gaan vers 12 net lees, giving thanks unto the Father which hath made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in light. Ek het dit laas nie bygesê nie. The inheritance of the saints in light. Want jy weet, ons maak baie aansprake op ons erfenis. En as jy vir 'n Christen vra, wat is hierdie erfenis waarvan hy praat? Wat beteken daai woord inheritance? Wat is die erfenis? Is dit baie eenvoudig as jy gaan kyk in die Grieks en Hebreëus? Daai woord inheritance of erfenis, het ek laas vir u gesê, verwys onder andere na sy brood, lechem. Met ander woorde, sy woord is my erfenis. En verder het ek vir u gesê, daai woord erfenis verwys na die vroulike woord. Met ander woorde, bruidswoord wat ek uit die manlike dolbaar uitkry. Met ander woorde, wanneer u die Bybel lees, en sekere dele van die woord wat u lees, kom uit na u toe, praat met u. Dit is die erfenis waarvan die woord hierso praat.
Maar dan sê hy iets belangriks hierso. Hy sê, what is the inheritance? Ek lees hier in die einde van vers 12, that you are partakers, vennote of the inheritance of the saints in light. Nou daai woord saint is homself 'n studie op sy eie. Want jy weet, die kerk kan jou nie 'n saint verklaar nie. Niemand kan jou beslaan en van jou 'n saint maak nie. Die woord saint beteken afgesonderde. Wanneer jy besluit en ek besluit, ek sonder my af, dit beteken afgesonderde vir 'n sekere doel. Dis wat die hele ding beteken. Afgesonder vir 'n sekere doel. En dit maak die Here vir ons baie duidelik in sy woord. Wat wil hy moet ek myself voor afsonder? Hy wil hê ek moet myself afsonder om by hom uit te kom, op 'n konstante basis interaksie met hom te hê, sodat hy deur my interaksie kan hê met die skepping en die mense om my, die skepsels om my. Dit is 'n saint. So 'n persoon is 'n saint. Een wat die Bybel lees, een wat preek, een wat ook al doen, is alleenlik 'n saint as hy in sy eie gedagtes, in sy eie hart, in sy eie binneste, homself afsonder, om nuwe openbarings, ervaringskennis met die Here te kry, en sodat hy homself, sy karakter, deur jou kan leef. So hy praat hier van the saints in light, met ander woorde, die wat 'n afsonderingslewe lei. Ek kan nou baie daaroor sê. Ek dink ek het genoeg gesê daaroor. The saints in light. Daai woord light is die woord ore. O-R-E in Hebreëus. Dit vat u na die woord omar. A-W beteken M-A-R. Dit beteken lewendige woord, lewendmakende woord, quickened word. Met ander woorde, die saints in light, as ons nou die Grieks kan gebruik, het beteken, die wat hulle self afsonder, in hulle taalgebruik, in hulle gedagtegang, in hulle hartstogte, in hulle keuses hier binne, die heeltyd afsonder vir die Here Jesus Christus. Hy sê the saints in light. Daai woord light kom van die woord logos, die Grieks, wat na die woord rema toe gaan. So the saints in light is hulle wat hulle self afgesonder het, die logos lees en die rema daaruit kry. Hulle is erfgename van die erfenis wat Paulus van praat. Want daai tipe Christen sal nie rondloop met hulle kromvingertjies en goed eis van die Here af en sekere stellings maak wat heeltemal uit plek is in die koninkryk. Ons sien nie in vers 13 jy sal sien dat vers 12 eindig met the saints in light, 'n dubbelpunt. Jy het dit gesien. Met ander woorde, hy gaan net wat hy nou gesê het, net verder, net daaroor uitbrei, dit verder omskryf. Hy sê daar, who hath delivered us from the power of darkness and hath translated us into the kingdom of his dear son. Sê nie dat Paulus die hele tyd homself insluit in dit wat hy skryf. Fantasties. Wonderlik. Die oomblik as 'n prediker homself uitsluit en met mense praat, is daar 'n probleem. So hy sê hierso, who hath delivered us from the power of darkness. Nou daai woord deliver, verlossing. Wat beteken dit wanneer
Wat impliseer of wat beteken die woord verlossing of delivered? Daai woord delivered kom direk van die woord dobar. En in die verduideliking vat hy van dobar na rema toe, of, terwyl. Nee, wat ek eers die Griek sê, van logos na rema toe, van dobar na omar toe. Daai woord delivered beteken domar, omar en linne. As ons gaan lees in Openbaring 19, lees ons dat die bruid haarself sal beklee met die linne. Met linne. Met ander woorde, met die werke van geregtigheid. Wat is dit? Dis die werke wat Christus in jou, deur jou doen. En alleenlik kan die Here sy werk in my en deur my doen, soos wat in terselfde tyd deliver hy my, verlos hy my. Dit waarvan hy u en my verlos, is dit wat deel word van u linne. Ek sê 'n klomp goed hier, ek hoop u hoor wat ek sê. OK. So Paulus sê 'n klomp goed, nie net deur daai een woord, he have delivered us from the power of darkness. He didn't deliver us from darkness. He delivered us from the power of darkness. Dis belangrik. Dit beteken nie jy en ek is verlos van die duisternis, ons gaan nooit weer duisternis ervaar nie. Daai woord darkness is die woord kosek in Hebreëus. Kosek beteken woe, affliction, death, misery. Dit beteken die Christen sal dit nie vryspring nie, maar wat hy wel verlos word van is die krag wat daardie gebeurtenis het om jou van die pad af te kry. Daarvan verlos hy ons. Hy sê, delivered us from the power of darkness. Daai woord power beteken dat die situasie of die gevoel wat bewerk word deur die omstandighede en die situasie, dat daai power probeer om jou en my fokus af te haal waar ek Christus Jesus as die fokuspunt dien, as die alef. Want enige omstandigheid wat 'n affliction is, of 'n toets is, enige omstandigheid het die krag binne in hom om jou weg te vat van die Here. Maar Paulus het die Here gekom en ons verlos van daardie krag. Die krag om jou weg te vat. Daai woord darkness, het ek net gesê, is kosek, maar dis ook die woord wat ook na die stamwoord van kosek, ovel. Oorkop beteken F-E-L. En dit beteken dat daar's omstandighede wat oor ons kom, waarin daar demone en geeste is, wat hulle bes probeer om jou fokus af te haal, van dat God die middelpunt is. En dat God, alef beteken, hy is alomteenwoordig, hy is almagtig, en hy is alwetend. En hierdie magte, binne hierdie omstandighede, probeer jou en my oë afvat daarvan. Want situasies kom oor ons, wat potensiële krag in het, om jou insecure te laat voel, om jou onseker te laat voel, om jou twyfelmoedig te maak in die Here. Maar die Here sê, hy het jou en my verlos van die krag daarvan. Hy haal die krag, hy het die kragprop uitgetrek, sodat daai goed, die omstandigheid nie die krag het om jou wel te bring, by mismoedig, geïsoleerd en onseker van jouself.
So belangrik is, hy het nie gesê that he will spare us from darkness nie, hy het gesê that he delivered us from the power of darkness. Die hoor dit duidelik, né? Want daar sekere synkritistiese lering binne die kerkwêreld, wat ek nou vir u nou pas vir u gesê het, weerspreek. Hy verlos ons van die krag van die duisternis. Baie keer moet ons deur omstandighede deurgaan, en binne daai omstandighede is daar die krag om jou oë weg te vat van die Here, maar hy het jou uitgekom om jou te verlos, sodat jy nie jou oë kan hoef af te vat van die feit dat hy alef is nie. Right, dan sê hy verder, hierso in vers 13, hy sê, who hath delivered us from the power of darkness, not from darkness, the power of darkness, and hath translated us into the kingdom of his dear Son. Daai woord translate is die woord transfer. Hy het ons letterlik oorgeplaas. Hy het op die rekenaar gegaan, hy het die nuwe website adres ingetik, en wat 'n knoppie druk 'n mens as jy oorplaas? Hy het enter gedruk, en jy's oorgeplaas. Jy's getransfer. Daai woord translate of transfer beteken, ek gee net vir jy 'n omvangryke verduideliking van die woord transfer of van translate. Dit beteken to be vertical, to be vertical in position. How can he put us vertical in position? Because the beginning of our translation, we humbled ourselves. Onder ons kom in repentive, waarin ons onsself neerlê voor hom, waarin ons onsself ons sonde bely en ons afhanklikheid van hom erken. Daarom kan hy jou oprig en jou enter in die nuwe koninkryk aan. Dis die woord omat in Hebreëus. A koppelteken M-A-D. Die woord omat, ons kyk nou hoe translate die Here ons. Die woord omat beteken ook assimileer. En dit kom van die woord, omat is gekoppel aan die woord lechem. L-E-K-H koppelteken E-M, lechem, wat praat van die brood van die lewe. So die translation of die oorplasing in die volgende koninkryk is direk gekoppel aan die lewende woord, om die lewende woord te eet. Die eet van die lewende woord is die druk van die enterknoppie in elke omstandigheid. Van die koninkryk, van die duisternis, into the kingdom of his dear Son. Watter kingdom? En dis my skrikwekkend dat sommige groepe leer dat ek weet nie wat, ek verstaan nie wat leer hulle nie. Daai woord kingdom, into the kingdom of his dear Son, die translate is into the kingdom of his dear Son. Daai woord kingdom is die woord malkoet. M-A-L koppelteken K-O-T-A, malkoet. Dit is die bridal kingdom. So elkeen van ons druk die enterknoppie in die situasie waarin jy nou is, wanneer jy lechem eet, lewende brood. Dit beteken nie jy hoef die Bybel voor jou oop te maak en jy gaan Bybel lees nie. Dit beteken dit waarmee jou kop voed. Wat is die gedagtes waarmee jy jouself voed? Waarmee en wat se gedagtes is jy self besig jy jouself mee? Wat is die argument en die gesprek binne in jou hart? Plaas jy die waarheid, sorg jy dat jy argumenteer en redeneer en met jouself praat met die waarheid as die senterpunt. As dit die brood is wat jy eet, dan enter hy jou into the kingdom of his dear Son, into the bridal kingdom. Met ander woorde, in die koninkryk waar die Here Jesus met jou en my 'n intiemer verhouding wil hê as wat jy gehad het.
Daai woord bridal kingdom of Malkut kingdom is 'n female plural kingdom. Wat beteken dit? Dit beteken die magdom van innerlike keuses wat jy moet maak in die midde van 'n situasie wat kousek is, waarin daar kragte is wat jou probeer wegvat van die feit dat Christus Jesus totaal in beheer is binne die omstandigheid. Daai Malkut beteken ook the four square kingdom. Four square het ons al gelees in die woord, en geleer in die woord, praat van poor, stranger, fatherless, fatherless, and widow. Koners. Nou in Hebreëus is dit bekend dat sy naam is 'n four square name. En sy naam word geopenbaar as Jud, hy, Waw, hy. In verskillende omstandighede. In die een omstandigheid werk die Here en openbaar hy homself die Jud van sy naam. Wil hy graag aan u bekend maak in die situasie wat hy nou is. En in ander omstandighede weer, ander omstandighede, wil hy die Waw van sy naam aan u bekend maak. En daarom vat die Here u en my deur verskillende omstandighede met die hoofdoel, en dit is om sy naam aan jou te openbaar, sy karakter, wie God is binne in daai behoefte wat u nou het, sodat hy op die ou ende daai wat hy vir jou wys, jy dit kan bekend maak aan die mense om jou, en die skepping om jou. Dan in vers 13 gaan hy aan. Hy sê, who hath delivered us from the power of darkness and hath translated us into the kingdom of his dear son. Met ander woorde, hy sê daarmee, dat nou is jy en ek, we are under new domain and under new rule. The rule and domain of his dear son. En die Here sê daai woord dear son, baie spesifiek daar. Hy is nie 'n tiran en 'n sirkusbaas met 'n sweep nie. Want dit wil hy met sekere triks uitvoer. Right. As ons dan verder aangaan na vers 15. Het ek in die begin van hierdie reeks van studies vir julle gesê. Vers 15 tot vers 20. Hoofstuk 1, vers 15 tot 20. Ek het 14 oorgeslaan, want ek wil maar net lees. In whom we have the redemption through his blood, even the forgiveness of sin. Het is goed dat jy vir my sê, ek het dit oorgeslaan, sommer net, omdat ek in my gesprekke dit die hele tyd, dit in elk geval inbring. Dit wat daar gesê word. Vers 15. So van vers 15 af tot en met vers 20 is dit 'n ou antieke credo. Wat Paulus insluit in sy brief daar. Met ander woorde, 'n geloofsbelijdenis wat verbaal bestaan het tussen die Christene. Want onthou nou, hulle kon nie lees en skryf, meeste van hulle nie, hulle moes als met geheue moes hulle dit onthou. Toe wat die kerkvaders gedoen het, die skrywers, verskillende skrywers sê dieselfde, hulle sê die eerste
dit is in die eerste 4 tot 5 jaar na die opstanding, toe die hel losgebreek vir die wat Christus as die Messias aanvaar het, en toe moes die Christene, wat sy keuse maak vir hom teen Judaïsme en teen die heidendom, moes hulle geleer word waarin hulle glo, en toe het hulle verbaal, het hulle daai formule, daai klomp verse, die kerkvaders opgestel, en die mense het dit verbaal vir mekaar gesê. En ek het hierdie week, gister, dus gaan ek dan sê ek bietjie wonderlik, weet jy wat het ek nou verder ontdek? Hulle sê hulle het hierdie goed gesing vir mekaar. Want as jy die oomblik as jy dit toon set, die regte woorde wat ek gebruik, dan is dit makliker om iets te memoriseer. So die Christen het vir mekaar dit gereciteer in die vorm van 'n lied wat hulle gesing het. Dat die inhoud, die presiese inhoud, die woord vir woord, het hulle die credo gesing. En dit het binne 5 jaar na die opstanding was dit 'n gebruik tussen die Christene. Hulle sê tot selfs 3 jaar na die opstanding was dit 'n gebruik onder die Christene. Daar kon teen daai tyd geen legende ingekom het nie. Geen valsheid nie. Enige geskiedskrywer sal vir jou sê, dit is absoluut uniek, 'n unieke getuienis om daai credo te vat en te weet wat is die inhoud van die evangelie. Wat glo ons? Okay, dan daai vers 15 tot 20 het Paulus ingesluit, want daarmee spreek hy die valse lering en die sektariese en kultiese lering wat ingekom het, spreek hy spesifiek aan. Want daar het die valsheid in Kolossense bestaan, ek identifiseer hier nou vir u die valsheid wat daar bestaan het, en dit is dat Christus kon nie beide mens en God gewees het nie. Hulle het gesê, dis nie moontlik nie. En van die Christene het nou ingekom met daai konsep en het geworstel daarmee, en dis onder andere hoekom Paulus hierdie credo aanhaal. En dan verder het hulle die ander valsheid wat Paulus aanspreek deur hier die credo in te sluit by sy brief, is die feit dat hulle gesê het, wat ook al geestelik is goed, en wat ook al materieel is evil, is boos. Nou, dis nie waar nie, want ons sal sien in daai credo begin word daar spesifiek aangehaal en gesê dat deur Christus is die alles wat sigbaar is en onsigbaar is, die hemel en die aarde, alles is geskape deur hom. Met ander woorde, daar's 'n plek vir die materiële en daar's 'n plek vir die geestelike. En ons kry baie keer hierdie selfde siening onder Christene vandag. Dat dit wat natuurlik is en dit wat fisies is, dink hulle is boos. En dit wat geestelik is reg. So enigiets wat die gees is, die oomblik as Christene sê, die gees, dan begin ek gewoonlik bietjie van hoendervleis kry, want dan wonder ek nou van watter gees praat hulle, want lyk my as dit net die gees is, as mense 'n gees kan voel, dan sê hulle dit is God se gees. Terwyl die woord praat van, jy moet op in gees en waarheid aanbid. Die gees en die ervaring van die gees moet altyd getoets word aan die waarheid, aan die woord. En daar is baie geeste. En ek het dit al vir u gesê, by die vorige organisasie het ek en een van die leiers gepraat. Toe onderskei ek dat die persoon dink dat om bal te skop met jou kind is nie geestelik nie. Jy moet dit nie doen nie, jy moet eerder gaan Bybel lees. Toe sê ek, nonsens. Toe sê ek, as dit tyd is om bal te skop met jou kind saam, en dit is wat die Here, omdat jy 'n verhouding met jou sê, dis wat jy moet doen, dan is dit net so geestelik, as om Bybelstudie te gaan doen. Om vir iemand ietsie te gee, vir 'n Christen wat deur 'n moeilike tyd te gaan, iets fisies te gee, wat die Heilige Gees en die Here op jou hart druk om te gee, is nou wel iets materiaals, maar dit is net so geestelik,
want dit help daai persoon in sy geestelike wandel. So daar's baie materiële en fisiese goed wat 'n implikasie het in die geesteswêreld. So om 'n onderskeid te maak, dit wat materieel is boos, en dit wat gees is korrek, is reg, is totaal verkeerde kriteria. Want dit wat baie keer gees is nie die Heilige Gees. Dit wat baie keer geprofeteer word, is nie die Here nie. Word wel geprofeteer. Die feit dat dit geprofeteer word, beteken nie, dis die Gees van God nie. Dit moet ondersoek word en getoets word aan die evangelie. Ek wil graag vir u vra, ek wil vir u vra jy moet gou 'n toetsie skryf saam met my. Tel bietjie asseblief, vers 15 tot vers 20 van die eerste hoofstuk. Hoeveel keer kry u die woord all, A-double-L? Vers 15 tot vers 20. Hoeveel keer kry u die woord all? Die kan jy vir my onderstreep en dan vir my dan lees jy net die woorde. All wat? 15 tot 20. Met ander woorde die hele credo. Kan jy daar waar jy sit, sommer net vir ons lees. Al die alls, hoeveel, wat ek eers hoor, hoeveel alls kry jy? Jy moet ons nou weer afstig. Die 6 kerk en die 7 kerk. Dus of 6 of 7, onthou, ons praat veel van die waarheid. So of een is reg en die ander is verkeerd, albei kan nie reg wees nie. Miskien, ek weet nie. Ok, ons praat nou van die King James Bybel, want hy was betroubaar en ek check het in die kommentare. Ok. Hoeveel is daar? Daar's 7. Daar's 7 alls. Wat is die nommer 7? Complete, volkome, né? So, eerstens net in die numeriese tel van die hoeveel keer die all voorkom, gaan die Here vir ons klaar daarmee sê dat die all praat van volkomendheid. Daar's niks buite dit nie. Hier kan jy vir ons lees, wat is als all? Ok, baie woord, all things created. So het als geskryf. Als, hoor u, en onthou nou, daar's valshede wat insluit, en daar's valshede binne die kerk. So, hy skep als, ok? Ok, all things were created by him. Okay, he is before all things. Wat impliseer dit? Die before beteken dis tyd gekoppel. Daarin gee hy vir ons tyd. So God of Christus, Jesus, is voor tyd. Okay? By him all things consist. Ek sal nou uitbrei daaroor. By him all things consist. Met ander woorde, in alle dinge moet hy eerste wees. Daarom sê ek altyd vir u, onthou nou, maak nie saak aan watter omstandighede hy is nie, hy is eerste. Ons gaan nou uitbrei daaroor. Ok, dankie jy. Die volheid, all fullness dwells in Christ Jesus, die volle Godheid, alles, nie net 'n bietjie nie, nie net party goed nie, alles. Okay? Okay, he has reconciled all things unto himself. Okay, jy moet dit net vat. Okay, dankie. Right, so,
die feit dat hy 7 keer die woord al gebruik, daarmee stres hy en beklemtoon hy dat Jesus Christus die soewereine een is oor alles. Is jy met my? Hy is die soewereine een oor alles. Hy sê, oor trone, nou trone sluit in Lucifer se koninkryk. Trone, dit sluit in ons regering, enige regering. Enige ideologie. Hy is supreme, soewerein oor dominions, geestes, wêreld en die fisiese wêreld. Hy is soewerein oor principalities, owerhede, magte, powers. Hy sê, hy is soewerein over all in heaven, alles in die hemel, enigiets in die hemel. Of daar een of ander skelm koninkrykie ergens nog is, hy is soewerein daaroor. Met ander woorde, het sluit alle engele in, alle demone in, alle geeste in. Hy is soewerein in die aarde. Nou, ek kan vir u vertel van baie dinge. Ek kan u vertel van die Melchizedekians, wat die global elite gebruik, om hulle te rig, en hulle te lei, van hoe om die wêreld 'n eenheid te maak. Dit baie keer te doen met hierdie UFO's en hierdie demoniese aktiwiteite en verskynsels van goed. Hy is hoof daaroor. Hy is soewerein daaroor. Hy is soewerein oor enige manifestasie van vleiende purings. Nou, alle manifestasies van vleiende purings is nie reël nie. Maar daar is baie van hulle wat reël is. So maak nie saak wat dit is nie, hoor julle kinders ook. God, Jesus Christus is soewerein oor al daai goed. Soewerein. Hy is soewerein, hy sê, over all visible powers, visible influences, and invisible powers, and influences. Hy is soewerein. Ek hou dit aan sê, want daar sluip doktrines in die kerk, waar dit impliseer dat God en Jesus Christus nie soewerein is nie. As jy luister na die doktrine en die manier hoe mense bid, dan hoor jy duidelik dat hulle nie weet dat hy soewerein is nie. So why does he stress supremacy of Christ 7 times? Hoekom stres daardie credo dit so oor en oor? Hoekom het die kerkvaders dit vir die eerste Christene oor en oor geleer en gesê, waarvan is hy soewerein? Oor wat is hy al soewerein? Want byvoorbeeld hier in die Colossian heresy was daar die begrip dat hy nie soewerein is nie. Dat jy sekere tricks moet uithaal en sekere flip-flops moet doen. Want sy koninkryk strek nie tot daar waar jy is of tot daar waar jou situasie is nie. Of hierdie ding wat gebeur is buite sy soewereiniteit. Dat jou situasie en dit wat met jou gebeur het as kind absoluut uniek is. So uniek dat dit buitekant sy soewereiniteit val. Ons praat oor van geestelike genesing ook. Die oomblik as jy en ek met dinge wat ons gebeur het, voilà, las dit uit. Of gister of eergister. Die oomblik as jy teruggaan in tyd en jy herken dat hy soewerein is, dat hy daar was en is, kan hy jou genees en vrymaak. Van die powers of darkness, die powers wat jou daar, en daai wat toe met jou gebeur het, wat jy nog steeds beheer,
en 'n invloed op jou het. Kan nie amen sê? So daar moet geen twyfel by ons wees oor sy soewereiniteit nie. Ongeag van waar die omstandigheid en wat die omstandigheid ook al mag wees. Vers 15 lees ons, hy wat Christus Jesus is, sê hy vers 15, who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature. Daai woord image, wat is die woord image? Daai woord image in Hebreëus beteken copy. Resemblance. The quality or state of being like something or someone. Dit beteken, the form of something as a shadow of the original. Dit beteken, reproduction. So wat doen die Seun? Jesus Christus. Hy reflekteer en hy wys vir ons hoe God die Vader lyk. Hy sit nie soos die God van die vrymesselaars Mahomet, met 'n klomp borste en 'n klomp horings, met 'n klomp en ander afgode met 'n klomp arms en 'n klomp goed met een oog of wat ook al nie. As ons wil weet, hoe lyk die Vader, kyk ons na Christus Jesus. Dan weet ons presies hoe hy lyk. Die woord sê die Vader is onsigbaar. Niemand het ooit die Vader gesien nie. Right. En daar was geen ander geboorte voor Jesus Christus nie. Hy is die eerstgeborene van die Vader. Jy weet, daar's baie dinge wat insluip in die Christen kerk. Ek het op 'n stadium vir 'n kort tyd nagevors oor the Holy Grail. Weet nie of jy al daarvan gehoor het nie. Daar's 'n sekere beweging wat so half hap aan die Christen kerk, van dat daar mense is en dat Jesus 'n verhouding gehad het met Magdalena en sy was swanger gewees en toe is hy gekruisig en hy's weg en dat daai geboorte van daai kind, dat daai mense apart gehou was en dat daar 'n geslag is van mense wat nog die saadheid van die Christus, van Jesus. Want een keer toe was Leroux in Engeland, toe het hy daai fliek gesien. Dis daai en wat hulle het suggereer of hulle gee dit oor as feite. Toe sê ek vir my die foon, dis verkeerd. Ok. So. Die woord sê dan vers 17, in vers 17, he is before all things, wat ek net gesê het, nee. In tyd, soos Johannes 1 vers 1 en 2, in die begin was die woord was by God, die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge was deur hom geskape. En deur hom was daar geen ding geskape wat nie geskape is nie. En dan sê hy later, en die woord het onder ons kom woon. En dan verwys hy na Jesus Christus. Gebore uit Maria en Josef. Ok. Hy sê, by him all things consist. Sien jy daar in vers 17? Ek raak net 'n paar dingetjies aan. Ek sien 'n klomp, ons sien 'n klomp goed oor. By him all things consist. Daai woord consist beteken to put together of to hold together. Nou wat fantasties is, as ons na die wetenskap, na die astronomie toe gaan, nie astrologie nie, astronomie, die studie van fisika en so aan, dan lees ons dat wetenskaplikes sal vir u sê, hulle weet nie hoe is dit moontlik dat alles aan mekaar bly nie.
dat daar nie 'n explosion of 'n implosion is nie. Explosion is, daar soveel opponerende kragte binne die stelsel waarbinne ons woon, dat eintlik moet alles uitmekaar uit net bars. Of anders gestel, daar soveel kragte in die stelsel waarin ons woon, ek praat oor van die heelal, dat alles eintlik kan implode. Dit beteken dat ontplof binnekant toe. En wetenskaplikes sê al hoekom dit nie gebeur, dat als explode of implode nie, is omdat daar balans is. Hulle kan jou nie sê waar kom die balans vandaan nie. Hulle praat van meticulously fine tuning. Daar's 'n baie fyn beheer van die kragte, sodat alles kan funksioneer. Daar is krag wat alles aan mekaar hou. En niemand weet wat dit is nie. Die eerste Christene, as ons net tot daar gaan, die Jode in die Ou Testament, maar kom ons gaan net tot die Christene, 3 of 4 na Christus, na Christus se kruisiging, sy hemelvaart, sy opstanding, hulle het geweet, hulle het geleer. By him all things consist. Dan vers 18. He is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things he might have the preeminence. That in all things he might have the preeminence. Ek wil dit so aan u stel, dat in jou lewe en in jou omstandighede, by jou werk en met jou finansies, is presies soos dit moet wees, maar hy wil preeminence daarin hê. My woord preeminence beteken to be first in rank or influence. So ongeag van jou omstandighede en jou situasie en jou familie en waarvandaan jy kom en hoeveel geld jy het of nie het nie en wat als met jou gebeur het of nie gebeur het nie, hy wil preeminence hê. He wants to be first in rank. Hy wil hê jy moet hom erken as die soewereine God binne in dit. Bo hierdie dinge wat met jou gebeur het, bo die all things, bo die monsters en die spooke en die skaduwees wat jou rondjaag en die ongemak van omstandighede. To be first in rank or influence. So ongeag wat met jou en my gebeur en die knagte wat op ons inwerk, wil die Here hê dat hy eerste invloed moet hê in jou lewe. Want ons tree baie keer op en ons praat baie keer asof ons die slagoffer is van die kragte wat binne die omstandighede werk. Ons is die slagoffer. Dis regs aan my. Hy wil hê of nie hy wil nie. Hy is. He wants to have preeminence in all things. Daai woord preeminence beteken alef, so in alle dinge hy sê that in all things he might have the preeminence. Met ander woorde, in alle situasies, in alle omstandighede, is hy en wil hy as alef aanbid word. Met ander woorde, die een wat totaal in beheer is, die een wat op die troon sit, die een wat alomteenwoordig is, die een wat almagtig is, die een wat alwetend is. Daai woord preeminence is direk gekoppel aan die woord Reshith. Wanneer die woord byvoorbeeld in Genesis 1 vers 1 sê, in die begin, is die woord Reshith. Hy is ook Reshith, want hy is die eerste seun van God die Vader. Hy is Reshith. Eerste vrugte kom ook van die woord Reshith af. Of Reshith.
So, die eerste vrugte in my lewe, my eerste reaksie in omstandighede, moet ek hom preeminence gee. Dis waarheen die Here ons wil vat. Dat my eerste reaksie wees. Right. God is in beheer. Hy is soewerein. Hierdie kragte wat op my inwerk en wat my wil isoleer. En hierdie kragte wat vir my vertel hoe hopeloos ek is, hoe stupid ek is, hoe onnoosel ek is, hoe swak ek is, hoe onmoontlik dit is om die Here te dien. Daai kragte wil hy moet buig voor sy soewereiniteit. Ek wil nie toelaat dat daai kragte my beheer. Kan jy amen sê? Vers 19. Hy sê, for it pleased the Father that in him should all fullness dwell. Ek weet nie hoekom nie, maar die woord pleased, he pleased the Father. Die woord pleased is alweer die woord lokam, wat u na die woord lechem toevat. It pleased the Father. What pleases the Father? Die woord. Lechem. Sy seun. Dat in hom, alright, die woord please is ook die woord barak, nee, blessedness, bless, to bless. That in him should all fullness dwell. Die woord fullness is die woord Shekinah, sy of die Vader se teenwoordigheid. So in hom, in Christus Jesus, is die volheid van die teenwoordigheid van die Vader gesit. Die Shekinah. So ons kan sien hierin, as ek net 'n oppervlakkige wyse kyk na hierdie credo, dat sy soewereiniteit staan hoog aan die lys. En verder, met sy soewereiniteit sien ons, dat het oor en oor gestres word, dat hy God is, en dat hy mens is. Ek het gevoel en gedink ons moet so ver gaan met die studie vandag. Ek probeer myself nog, soos in Engels sê, pace. Ek weet nie hoeveel tyd, hoeveel moet ek voorberei, hoe lang vat dit, hoeveel tyd het ek nie. Dit is 'n ander manier van aanbieding as om 'n onderwerp te hanteer. So ek probeer myself nog pace om te sien hoeveel moet ek voorberei, dat dit nie langer is as gewoonlik nie. Ek wil graag hê, u moet daardie studie oor Kolossense, en as die Dinsdae kom, 'n studie oor Filippense, en voordat ons 'n studie gedoen oor Jakobus, daai goed sorteer 'n mens uit hoor, daai waarhede. Want ons durf nie met valsheid sit nie, valshede sit nie. Want waar daar 'n valsheid is, kan demone en bose geeste kom en u terroriseer. So kom ons bid saam, terwyl u so sit. Here Jesus Christus, baie dankie dat u vir ons onomwonde verseker dat u soewerein is. Soewerein is binne alle dinge, oor alle dinge, van alle dinge. Werk in ons, Here, dat ons u regmatige plek as koning, die soewereine God, sal gee. In ons lewens,
En soos wat ons deur omstandighede gaan en dinge met ons gebeur, dat ons sal vinnig wees om by die plek te kom waarin ons u soewereiniteit sal erken en ons sekuriteit sal vind binne in die soewereiniteit. U alomteenwoordigheid, u almagtigheid en u alwetendheid. Baie dankie vir u woord. Mag ons u woord eet soos brood, in ons gedagtes, in ons hartstogte, in die worstelinge binne in ons, dat ons op die ou einde die lewende brood sal vat en sal eet. In Jesus naam. Amen.